Goeiemôre geliefdes, ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u en dat u nog gesond is. Dit is vir my voorreg om vandag weer saam met jou op hierdie platform te kan kuier. Gee my die geleentheid om dankie te sê. Dankie vir elkeen wat ons finansiëel ondersteun. Ons waardeer dit opreg. Ons wil u net asseblief herinner dat as u 'n EFT inbetaling maak, dat u asseblief in die verwysing sal sê dat dit vir die koskas of 'n sorg of vir jou geloofsoffer of jou 10de maand dankoffer is. So gepraat van geloofsoffer, dit vind plaas die einde van Mei, so ons vra dat u nou reeds daarvoor sal voorbereiding doen. Dan herinner ons u aan ons hemelvaartsdiens wat die 14de Mei plaasvind en aan die week daarna van die 17de Mei af het ons Pinksterdienste. Hierdie dienste in die week sal om 10 uur die oggend plaasvind. Die eredienste op 'n Sondag bly egter 9 uur. En u is meer as welkom om dan ook die Pinksterfees by te woon waar tydens ons dan ook weer nagmaal gaan gebruik. So ons herinner u daaraan, hou die Facebookblad en die WhatsApp groepe dop vir die advertensies ten opsigte daarvan. En dan wil ons ook vandag vir alle moeders sê gelukkige Moedersdag. Ek het 'n gedig opgespoor wat ek graag vandag met julle wil deel. Ek weet ongelukkig nie wie die skrywer daarvan is nie, maar hierdie gaan uit aan alle moeders. Daar staan: Mamma, jy is sag so sonlig, warm, 'n veilige plek in elke storm. Met liefde wat nooit ophou gee, draai jy ons elke dag stil weg mee. Jou hande werk, jou hart verstaan. Jy bly altyd langs ons staan. In klein gebare, groot en stil, wys jy vir ons wat liefde wil. Dankie vir alles wat jy is en doen, vir elke troos en sagte soen. Vandag vier ons jou met eer. Ons is lief vir jou, nog meer en meer. Baie gelukkige Moedersdag aan elke moeder. Ons hoop dat julle vandag ekstra spesiaal voel en ekstra bederf word. Ek wil graag 'n gebed doen vir al ons moeders en dan ook sommer vir ons erediens. So kom ons sluit nou die oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, ons kom vandag na U toe en ons kom bid vir elke moeder. Ons kom dra elkeen van hulle aan U op en ons vra dat U vandag ekstra spesiaal by hulle sal stil staan. Dat hulle vandag 'n bietjie meer geliefd voel as gewoonlik en dat hulle vandag besef wat hulle waarde in U oë is. Vader, dat hulle sal besef dat hulle vir ons oneindig baie beteken en dat ons oneindig lief is vir elkeen van hulle. Al sê ons dit nie elke dag nie. Ons kom vra ook dat U ons sal help wat nog moeders het, dat ons sal onthou om dit ook vir hulle te sê en dit vir hulle te wys. En daarom kom vra ons, seën ons moeders vandag. Wanneer ons na die preek toe keer, vra ons dat U die teksgedeelte wat ons vandag gaan saam lees, vir ons sal oopbreek, dat U met elkeen van ons daaruit sal praat, dat U aan ons sal skaaf en sal werk en vir ons sal wys wat dit is wat U wil hê ons moet hoor. En daarom kom vra ons nou, spreek Here, ons as U kinders luister. Amen. Nou geliefdes, ons staan nog by ons Petrusbrief stil en ek het die afgelope week terwyl ek so deur sosiale media geblaai het, agtergekom dat daar iets op sosiale media aangaan wat nou nogal strook met die Petrusbriewe. Ek het op 'n klomp mense se plasings afgekom wat navraag gedoen het oor antieke meubels. Die persone wil van hierdie meubels ontslaa raak en hulle wil dit verkoop en hulle het geen idee wat hierdie meubelstukke se waarde is nie. En hulle het 'n prysetiket op hierdie meubels geplaas, foto's daarvan geplaas en dan vir die mense gevra, dink hulle vra die regte prys daarvoor. En dan was daar natuurlik baie geredekawel oor die prys. Party mense het gesê dis gans te goedkoop, ander het gesê nee, dis heeltemal te duur. En dit het my nou nogal nuuskierig gemaak om agter te kom wat bepaal so 'n antieke stuk se pryswaarde. En ek het so 'n bietjie gaan rondsniffel daaroor en ek het afgekom op 'n artikel wat gesê het die waarde van oudhede word bepaal deur die skaarsheid daarvan, die toestand van die stuk, die ouderdom, sy herkoms of oorsprong
en dan natuurlik die huidige mark en of daar 'n aanvraag is vir so 'n stuk al dan nie. Dit bepaal natuurlik sy waarde en dan die prys wat jy daarvoor kan vra. En dit het my dadelik weer herinner aan ons Petrusbrief waarby ons stil staan, want as u mooi kan onthou het ons laasweek stilgestaan by die feit dat ons as Christene ook 'n waarde het en dat ons waarde nie deur die wêreld bepaal word nie, maar dat dit deur God bepaal word. En Petrus het so sterk hieroor gevoel dat hy die res van die brief ook aan hierdie gedagte wy, want ons sien dat hy dit kort weer herhaal om te sê dat God ons waarde bepaal, dat God ons identiteit bepaal, maar hy kom ook in die res van sy brief en hy kom gee vir die eerste Christene, die eerste gelowiges, praktiese raad oor hoe hulle moet optree in hulle daaglikse lewe en in die verhoudings wat hulle bou met mense rondom hulle, sodat hulle waarde nie daardeur geaffekteer word nie en sodat hulle so optree dat hulle volgens hulle waarde en hulle identiteit sal optree. Nou ons sien hy begin hiermee in hoofstuk 2 vers 11 en dan sluit hy dit af of hy trek dit saam met 'n gevolgtrekking in hoofstuk 3 vers 12. Nou ons gaan nie vandag hierdie hele hoofstuk 2 en 3 saam lees nie, ons gaan die gevolgtrekking of die samevatting wat hy daarvan maak, gaan ons saam lees in 1 Petrus 3 vers 8 tot 12. Maar ek sal gedurende die boodskap terugverwys na van die ander gedeeltes in hoofstuk 2. So indien u Bybel by u het, is u meer as welkom om dit by die Petrusbrief oop te los, sodat wanneer ek terugverwys, u daarna kan kyk. So ons gaan nou eers saam lees 1 Petrus 3 vers 8 tot 12 en die opskrif van hierdie gedeelte is hoe elkeen hom moet gedra. Ten slotte, wees almal eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig, nederig. Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met 'n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry. Daar staan geskrywe, as iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaadpraat en sy lippe van leuns. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. Soek vrede en jaag dit na. Die Here sorg vir die opregtes en luister na hulle hulpgeroep, maar hy tree op teen die wat kwaad doen. Nou ons lees net hierdie enkele verse saam. Geliefdes, ons lewe in 'n wêreld vol onreg. Hoe dikwels hoor jy nie dat mense en veral ons kinders sê die lewe is onregverdig nie. Ons word daagliks gekonfronteer met die onregverdigheid van hierdie aardse lewe. Dikwels beleef ons dit selfs in ons eie verhoudings, dit wat naby ons is, soos byvoorbeeld ons huwelike, in ons werksituasies, in ons huise, selfs in die kerk. Hoe jy reageer op die onreg en in die onreg, as jy deel daarvan is, word bepaal deur net een ding, en dit is, wat staan op jou price tag, op jou prysetiket. As jy jouself vandag moet prys, wat sal jy op jou etiket skryf? As jy die ou wat langs jou sit by die werk of in die kerk of waar ook al, as jy 'n prys op sy etiket moet skryf, hoe sal jy hom prys as jy regtig eerlik is? Wat sal jy op sy etiket skryf? Ons is geneig om mense te etiketeer en hulle waarde te bepaal op grond van hoe mense lyk en op grond van wat hulle sê en doen. Geliefdes, die feit dat ons vir God belangrik is, word deur Petrus beklemtoon in sy hele brief. Ons het laasweek lank daarby stilgestaan toe ons gehoor het dat ons geliefd, gekies en geroep is. Maar hierdie waarheid is vir hom so belangrik dat hy aanhou om dit te beklemtoon.
En as ek vandag vir julle moet sê hoe belangrik julle vir God is, dan hoef ek nie net die Petrusbrief aan te haal nie. Ek kan u vir ure lank besig hou deur die Bybel teksgedeeltes aan te haal waar God vir ons 'n aanduiding gee hoe belangrik en hoe kosbaar ons vir hom is. En vanoggend wil ek net 3 sulke teksgedeeltes met u deel. Die eerste een tref ons aan in Psalm 8, waar Dawid in vervoering onder die sterrehemel staan en na homself kyk en dan die volgende sê: Here, ek kan nie glo wat ek sien nie. U het ons net minder as 'n goddelike wese gemaak, wat beteken dat ons waardevol is. Ook in 1 Korintiërs 6 vers 20 praat Paulus oor hoe waardevol ons as mense vir die Here is. En dan sê hy, die prys is betaal, julle is duur gekoop. Johannes 15 vers 13 praat Jesus met sy disippels en dan sê hy vir hulle, hoeveel hy vir hulle omgee, wanneer daar staan, groter liefde het niemand as dit, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee nie. Met ander woorde, Jesus koop my en jou met sy bloed. Hy betaal vir ons met sy lewe. Hy sit homself en sy goddelike waarde op ons price tag. Dit maak nie saak wie wat van jou sê nie, of wie wat van jou dink nie. Op jou prysetiket het die God van die heelal sy eie waarde opgeplak, want hy het sy lewe gegee om jou te koop. So as Jesus Christus met sy kruisdood en sy bloed my waarde op my prysetiket verf, hoe tree ek in die wêreld van onreg op, selfs in verhoudings waar dit nie altyd so goed gaan met my nie, en ek dikwels onregverdig behandel word. En dit is waarby ons teksgedeelte van vandag uitkom. Ons het laasweek gehoor dat Petrus hierdie brief vir die eerste Christene geskryf het, wat baie onregverdig behandel is. Hy het vir hulle gesê, onthou julle waarde. Dit wat op julle prysetiket staan, word nie gevind in wat die wêreld van julle dink nie, maar wat God van julle dink. En vandag se teks bou Petrus daarop voort. En hy gee ook vir die eerste Christene en vir ons praktiese voorbeelde deur na verskillende verhoudings te verwys waarin ons daagliks staan en hoe ons in hierdie verhoudings moet optree om ons waarde te behou en om volgens ons waarde op te tree, sodat ons nie vir God sal teleurstel nie. Nou, ons kerngedeelte wat ons vandag saam gelees het, is so half 'n samevatting van hoe ons in alle verhoudings ten alle tye moet optree. Maar Petrus het in meer detail ingegaan op die spesifieke verhoudings en hy daarop gefokus. Hy begin daarmee in hoofstuk 2 vers 11 en hy kom sê vir die eerste Christene, as daar Jesus Christus op jou prysetiket staan, hoe behoort jy dan as Christen prakties op te tree in 'n wêreld vol van ongelowiges, waarin jy baie onregverdig behandel word? Hoor dan, wat sê hy vir hulle in hoofstuk 2 vanaf vers 11. Daar staan die volgende: Geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle daarop aan om nie aan julle sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net 'n mens se lewe. Gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat almal wat van julle kwaad praat, asof julle misdadigers is, julle voorbeeldige lewe sal kan sien en God dan kan verheerlik op die dag van afrekening. So Petrus probeer in hierdie gedeelte vir die gelowiges sê dat hulle alle mense altyd goed moet behandel,
al word hulle onregverdig behandel, al word hulle mishandel, al word hulle gespot, al word hulle verneder, moet hulle nie die mense wat hulle so behandel in eie munt terugbetaal nie. Hulle moenie na hulle vlak toe daal nie. Hulle moenie 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand opeis nie. Nee, daar staan Christus op jou prysetiket en daarom moet jy so teenoor ongelowiges optree soos wat Jesus teenoor hulle sou optree. Hy kom sê vir hulle, leef 'n voorbeeldige lewe. Volg Jesus se voetspore. Behandel hierdie ongelowiges, hierdie mense wat julle soos niks behandel nie. Behandel hulle met liefde en respek. Al verdien hulle dit nie, want daardie persoon bepaal nie jou waarde nie. God doen en in God se oë is jy ongelooflik waardevol en jou optrede moet dit wys. Jy kan nie kompromie met die wêreld sluit nie. Jy kan nie soos die wêreld lyk nie. Ek en jy as 'n individu, as 'n Christen, moet anders as die wêreld lyk en anders as die ongelowiges optree. Die tweede stel verhoudinge waarby Petrus stil staan, is die verhouding tussen die eerste Christene en die regering. Nou die regering waarna Petrus hier verwys, was die destydse Romeinse regering, wat natuurlik 'n heidense regering was en nie 'n saak gehad het met die Christendom nie. Miskien kan ons in Suid-Afrika ons dalk effens hiermee identifiseer. Maar kom ons lees wat sê hy in hoofstuk 2 vers 13 tot 14 hieroor. Hy sê daar, omdat die Here dit wil, moet julle onderwerp aan elke menslike owerheid, of dit nou die keiser as hoogste gesag is, of dit die goewerneurs as sy gevolmagtigdes, wat die wat kwaad doen moet straf, maar die wat goed doen moet prys. Geliefdes, die vraag wat ons vandag vir onsself moet vra is, hoe praat ons oor die regering en hoe tree ons teenoor hulle op? As ek in sekere kringe beweeg en hoor hoe mense praat oor ons eie regering en oor ander lande se regerings, dan wonder ek partykeer of hulle onthou dat daar op hulle prysetiket Jesus Christus staan. Want die manier waarop hulle praat en die manier waarop hulle optree, stem nie ooreen met wie hulle sê hulle is nie. Baie mense verontagsaam die opdragte en die reëls en regulasies van die regering. Hulle maak net soos wat hulle wil, maar dan sal hulle verwag dat mense die reëls en die regulasies wat hulle maak, moet gehoorsaam. Dit beteken dat hulle inkonsekwent optree, en dit is beslis nie die voorbeeld wat ons behoort te stel vir ons medebroers en susters, vir ons eie kinders, of selfs vir die ongelowiges nie. Maar dit is hoe ons optree. En dan moet ons vir onsself vra, is dit wat God van ons verwag? Nee, God verwag van ons gehoorsaamheid. Ongeag of ek en jy met daardie reëls en regulasies saamstem al dan nie. Ongeag ons gevoel oor 'n spesifieke situasie. As dit 'n wet of 'n regulasie is, moet ek en jy dit gehoorsaam, want dit is 'n opdrag van God. Derdens verwys Petrus na die verhouding tussen werknemer en werkgewers in vers 19 tot 20. Kom ons lees net weer hierdie verse saam. Daar staan in vers 19, bediendes. Ons kan dit ook met werknemer vertaal. Onderwerp julle met die nodige ontzag aan julle werkgewers. Of hulle nou goedhartig en vriendelik is, of onredelik. Dit is genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verduur, omdat hy aan God getrou wil wees. As julle gestraf word wanneer julle oortree het, watter verdienste is daarin as julle dit verdra? Maar om lyding te verdra wanneer julle goed doen, dit is genade van God.
Geliefdes, die vraag wat ek vandag vir jou wil vra is, dat jy sal nadink oor hoe jy praat van jou werk en jou werkgewer. Of dalk moet ek vra hoe jy kla en hoe jy negatief is oor jou werk, jou werkgewer, jou baas, jou omstandighede by die werk en hoe dit wat jy uitspreek dalk negatief is en hoe jy eerder dood as lewe spreek en hoe dit wat jy sê nie strook met dit wat op jou prysetiket staan nie. Vra vandag vir jouself af, hoe sou Jesus in hierdie situasie opgetree het? Hoe sou Jesus gepraat het? Wat sou Jesus in hierdie omstandighede gesê en gedoen het? Geliefdes, Jesus sou anders opgetree het. Hy sou nie die hele tyd gekla het nie, hy sou nie dood gespreek het nie, hy sou nie negatief gepraat het oor sy werk en sy werkgewer nie. Maar tog doen ons dit. En daar staan Jesus op ons prysetiket. Ek sê nie ons moet die onreg net gelate aanvaar nie, maar dalk het dit tyd geword dat ons vir daardie onregverdige baas begin bid. Dalk het dit tyd geword dat ons lewe begin inspreek in ons werksomstandighede in. Dalk het dit tyd geword dat ons begin bid vir hierdie situasies en dat ons anders te begin optree in hierdie situasies om 'n verskil te kan maak. Dalk sê jy vir my, hierdie raak my nie want ek werk nie meer nie, ek is afgetree, ek sit by die huis. Dieselfde beginsel geld ook in jou verhouding teenoor ander mense, teenoor gesagsfigure. Maar ons moet ook die verantwoordelikheid op ons neem om wel te bid vir ons kinders en ons kleinkinders wat nog werk en wat in sulke omstandighede is. Ons teksgedeelte wat ons gelees het sê, moenie kwaad met kwaad vergeld nie, moenie beledig as jy beledig word nie, maar spreek 'n seënbede uit. Dis ons werk om 'n seënbede uit te spreek oor ons kinders se werk of selfs ons kleinkinders se werksomstandighede. Eerstens vir God te dank dat hulle nog 'n werk het en dan indien dit nie goed gaan nie, te bid daarvoor dat die omstandighede sal verander, dat ons kinders of ons kleinkinders se gesindhede teenoor hulle situasie sal verander. So ons het daardie verantwoordelikheid. Hoekom? Want Jesus Christus staan op ons prysetiket. En ons moet optree soos wat Jesus sou opgetree het. Die 4de stel verhoudings waaraan Petrus aandag gee, tref ons aan in hoofstuk 3 vanaf vers 1 tot 7. En daar verwys Petrus na die huwelik. Hy praat eerstens met die dames, en dames wat hy eintlik hier vir julle kom sê in hierdie eerste 6 verse, is dat as Jesus se naam op jou prysetiket staan, dan moet jy die kroon op jou man se kop gaan terugsit en hom ook daar los. En nou voordat die feministe my stenig, dit gaan nie in hierdie gedeelte oor 'n meerderwaardige en 'n minderwaardige posisie in die huwelik nie. Dit gaan hier oor gelyke vennote voor God met verskillende rolle, want hy het ons verskillend gemaak. Wat Petrus eintlik maar hier vir ons as vrouens sê is, hoe lyk 'n vrou in 'n huwelik se lewe op wie se prysetiket die naam Jesus Christus staan? Dis 'n vrou wat vir haar man bid. Onthou jy, ek het gesê ons teksgedeelte verwys na die seënbede, spreek 'n seënbede uit, bid vir jou man, seën jou man, bid vir jou huwelik. En wys vir jou man dat hy vir jou waardevol is. En wys vir hom dat daar Jesus Christus ook op sy etiket staan. Dit is wat van ons as vroue verwag word. Petrus praat ook met die mans. Hy kom sê vir elke man in hierdie gedeelte dat hulle vrouens met respek moet behandel, dat hulle saam met hulle vrouens moet leef en alles met hulle moet deel en dat hulle moet besef dat dit wat hulle van God af ontvang het, 'n geskenk uit sy hand uit is. Hy vra ook van hulle om hulle hoofskap uit te leef,
Hoor mooi wat hoofskap is. Hoofskap beteken nie beheer nie. Dit beteken nie diktatorskap nie. Dit beteken regeer. En weet jy wat is regeer? Dit is niks anders as organiseer nie, sodat almal die beste kan hê. Regeer is, ek as man skep ruimte vir elke persoon in my gesin om te wees wie hy of sy is, sodat hy en sy hulle prysetiket kan raak sien, kan uitleef, kan koester en kan glo. En dat die gesin 'n veilige omgewing vir hulle skep, sodat hulle dit daarin kan leer en kan uitleef, sodat hulle in die gesinsdinamika kan leer hoe om onregverdigheid in die wêreld te kan hanteer. En julle as ouers stel die voorbeeld vir julle kinders, nie net van 'n gesonde huwelik nie, maar ook van die regte manier van leef. Hoe om jou eggenoot reg te hanteer en te behandel, en hoe om saam te bid en 'n gesonde huwelik te hê, maar ook hoe om teenoor ander mense in die samelewing op te tree, wat die regte manier van leef, praat en doen aanbetref. Geliefdes, nou kan jy dalk sê, ek is lankal nie meer in 'n verhouding nie, ek is nie eers in 'n huwelik nie, so hierdie een geld nie vir my nie. Dit geld nog steeds vir jou. Ons moet hier hoor dat ons vir God waardevol is en dat ons in ons verhoudings op 'n sekere manier moet optree en ons moet bid daarvoor. Ons moet bid dat ons reg sal optree ten opsigte van alle verhoudings. Maar jy moet ook bid vir jou kinders en jou kleinkinders se verhoudings, vir jou ouers se verhouding. Jy het 'n verantwoordelikheid om te bid vir huwelike in ons land en om vir God te vra dat elke een in daardie huwelik in hulle regte posisie sal inbeweeg, dat hulle mekaar reg sal behandel, dat daai huwelike gesond sal wees en dat dit 'n voorbeeld sal stel vir die jonger geslag. Geliefdes, ons moet onthou om die seën van die Here oor ons huwelike ook af te bid, want ons huwelike is waardevol en ek dink nie ons heg genoeg waarde aan die huwelik nie, veral nie as ons kyk na die egskeidingssyfer van die wêreld nie. Maar dit daar gelaat. Petrus beweeg na die huwelik aan na die volgende verhouding toe en dan trek hy dit 'n bietjie wyer en hy fokus op hoe gelowiges teenoor mekaar moet optree in die verhoudings waarin hulle staan, maar ook verwys hy dan na verhoudings in die algemeen. En dit is die teksgedeelte wat ons vandag saam gelees het, wat ons aantref in hoofstuk 3 vers 8 tot 12. Maar ek wil veral klem plaas vanoggend op vers 8, wat die volgende sê. Hy sê daar, ten slotte, wees almal eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig en nederig. Geliefdes, hoe tree ons in die algemeen teenoor mekaar op? Veral in die kerk. En wanneer ek na kerk verwys ek nie na 'n spesifieke gemeente nie. Ek verwys na kerk in die algemeen. En weet u wat is vir my hartseer? Dat ek moet hoor hoe mense mekaar in die kerk behandel. Hoe mense mekaar in die kerk seermaak. Hoe hulle medebroers en susters behandel. Hoe hulle teenoor hulle optree. Wat hulle oor hulle uitspreek. Hoe hulle seermaak. Dan sak ek my kop in skaamte. Die kerk wat die plek moet wees wat liefdevol, vergewensgesindheid moet openbaar, wat mense moet laat tuis voel, is juist die plek wat veroordelend is, wat vinger wys, wat mense het wat dwars trek, mense het wat skeuring veroorsaak. Ek deel my opinie en ek wil my opinie laat geld, ongeag of dit mense seermaak of nie, en as jy nie volgens my wil voortgaan nie, dan is dit maklik om weg te skeer, myself los te maak en my eie kerk te gaan stig. En hoekom gebeur dit? Want op hierdie tipe mense se etiket staan daar ek en nie Jesus Christus nie. Petrus kom waarsku die eerste Christene hierteenoor.
en hy kom spoor hulle ook aan om eensgesind te leef, om simpatiek te wees teenoor mekaar, om mekaar lief te hê, om goedhartig teenoor mekaar op te tree en om altyd nederig te wees. Vandag wil ek vir jou kom vra, hoe lyk dit prakties in jou lewe? As jy net dink aan die persoon wat langs jou sit, in die kerk, of by die werk, of waar ook al, gaan daardie persoon voel dat jy gasvry teenoor hom of haar optree? Gaan daardie persoon gemaklik genoeg voel om saam met jou te bid? Gaan daardie persoon voel en beleef dat jy sy of haar belange op die hart dra? Dat jy nie veroordelend is nie, dat jy hulle laat welkom voel in jou teenwoordigheid, dat hulle voel dat hulle hoort, dat hulle tuis is, dat hulle saak maak, dat hulle waarde het. Laat jy mense so voel. Laat mense jou so voel. As jy nie so voel nie, en as mense nie so voel in jou teenwoordigheid nie, dan het dit dalk tyd geword dat ons ondersoek instel. Want dalk staan daar ek op die prysetiket, en nie God nie. Jesus Christus kom bepaal ons waarde, maar Jesus Christus moet ook ons lewe kom bepaal. Ons manier van optree, ons manier van leef, veral in 'n onregverdige wêreld. En dit is wat Petrus vir die eerste Christene probeer leer het. En dit is ook wat hy vandag vir my en jou wil kom leer. Hy wil ons kom leer hoe ons in spesifieke situasies moet optree. Hy wil ons kom leer hoe ons in verhouding met mense moet staan, al behandel hulle ons onregverdig. Hy wil hê ons moet teenoor hulle optree soos wat God van ons verwag, soos wat God teenoor ons optree wanneer ons onregverdig is, of wanneer ons ongehoorsaam is. Hy wil hê ons moet mense help. Hy wil hê ons moet liefdevol teenoor mense optree. En ons kan dit regkry, dit is nie so moeilik nie. Ons moet net vir die Heilige Gees vra om ons hiermee te help, om ons te kom verander, sodat ons eerstens sal glo dat ons waarde het, tweedens sal glo dat Jesus se naam op ons prysetiket staan, en dat ons derdens in Jesus se voetspore sal volg. Dan sal ons reg optree in hierdie onregverdige wêreld, en dan sal ons 'n voorbeeld stel vir die res van die wêreld. So kom ons ondersoek eerstens ons verhoudings, en kom ons leef meer soos wat God van ons vra. Amen. Ek gaan vra dat ons nou ons oë sal sluit en saam sal bid. Kom ons bid. Here en Hemelse Vader, baie dankie vir vandag. Dankie dat ons eerstens gehoor het dat op ons prysetiket daar waardevol staan, en dat ons waarde het omdat Jesus Christus aan ons waarde gee, en dat Jesus se naam op ons prysetiket aangebring is, omdat hy ons kom loskoop het. Dankie daarvoor, ons loof en ons prys U daarvoor. Maar Vader, baie keer glo ons dit nie, want die wêreld sê vir ons iets anders, en ek wil vir U vra dat U ons sal help, dat ons dit sal glo, dat ons sal glo dat ons waardevol is, en dat ons prysetiket, Jesus Christus, die res van ons lewe sal bepaal, dat Jesus sal bepaal hoe ons in sekere verhoudings en sekere situasies sal optree, dat ons nie mense in eie munt sal terugbetaal nie, dat ons nie 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand sal opeis nie, maar dat ons nederig sal leef, dat ons liefdevol en goedhartig sal optree, en dat ons vir mense sal bid, dat ons vir ons regering sal bid, dat ons vir ons werkgewers sal bid, dat ons vir ons huwelike sal bid, dat ons dit sal seën, en dat ons dit as waardevol sal beskou, en dat ons waarde daaraan sal heg. Maar dat ons ook so sal optree, dat die ongelowiges en die wêreld en selfs die gelowiges en ons kinders sal sien hoe ons optree, en dat hulle uit ons voorbeeld uit iets sal leer, van hoe 'n kind van God behoort op te tree, behoort te reageer, behoort te leef. En ons kan dit nie in ons eie krag regkry nie, en daarom kom bid ons dat die Heilige Gees ons daarmee
sal help, dat hy ons sal leer, dat hy ons sal lei en dat hy ons sal help om te lewe volgens ons prysetiket. Ons kom bid dit nie net vir onsself nie, ons kom bid dit ook vir ons gemeente. Here, laat daar ook op ons gemeente se prysetiket staan, Jesus Christus, en dat hy ons waarde en ons doen en late sal bepaal. Vader, ons kom bid ook vir almal wat siek is. Ons is nie bewus van enige iemand nie, maar die winterseisoen is hier, so ons kom bid vir almal wat verkoue het, wat langtermyn siektes het, wat in die hospitale is, wat dit nie meer finansiëel, emosioneel of geestelik goed gaan nie, selfs die wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Ons dra hulle vandag aan U op, en ons vra, gee U vir hulle krag om hulle omstandighede te hanteer. Dankie dat ons hierdie dinge mag bid, en mag vra in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom die teks met U kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Mag die liefde van ons Here Jesus Christus ons na hom toe trek. Mag die krag van ons Here ons sterk maak in sy diens. Mag die vreugde van ons Here Jesus ons vervul. En mag die seën van die almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees tussen ons wees en vir altyd by ons bly. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseënd. Totsiens.